Hmm. Anton, vandag se vraag is: hoekom trek ek mense aan wat my emosioneel uitput? Ooh, dis 'n baie goeie Hmm, vraag. dit is fascinerend en ek dink ook op 'n manier hartbrekend dat ons met hierdie vraag besig is, want ek dink dit ons iets doen wat baie keer onbewuslik is met die mense wat ons aantrek en in verhoudings mee tree. En natuurlik as ons hier praat van uitputting, is dit nie net fisies moeg nie, dit gaan oor emosioneel moeg wees. Ek kan meer Ja, daaroor sê. ja, ek wou nou Ja. net sê en En so met ander woorde, waaroor gaan emosionele uitputting? Dis eintlik in 'n toestand waar jy stelselmatig meer emosionele energie uitgee as wat jy ontvang of wat jy kan herstel. En dis met ander woorde nie alleen anders as fisiese moegheid nie, want jy kan 'n nag baie goed slaap en nog steeds in die oggend wakker word en emosioneel uitgeput voel. En ek dink as ons dan dink aan verhoudinge waar jy hierdie emosionele uitputting ervaar en dit mag nie net wees met 'n lewensmaat of met 'n kollega nie. Dit kan baie keer ook met jou siblings wees, met jou broers, susters, met jou ouers of skoonouers of waar ook al. En ek dink die ervaring in 'n verhouding is dat jy voel jy loop altyd op eiers. Jy's altyd bedag op die ander persoon se by, op hulle behoeftes, hulle reaksies. En dat jy baie keer jou eie emosies of behoeftes moet wegsteek net om konflik te vermy. Jy voel eintlik verantwoordelik vir hulle emosies en ek dink dat jy amper hierdie ervaring het dat jy die heeltyd moet analiseer wat nou gebeur het en het ek nou iets gedoen wat dalk reg is of verkeerd is, asof jy die heeltyd geaktiveer en aangeskakel is. En dis nie net 'n emosionele ding nie, dit is iets wat regtig 'n uitwerking op jou liggaam ook het. ek kan onthou hoe ek een keer ek was in 'n vriendskap gewees wat baie toksies was, kan jy seker net maar sê, hy tog. Maar en ek onthou nog hoe ek in die winkelsentrum se parkeerarea net gesit het. Ek was te moeg om by die kar uit te klim, maar ek was soos jy sê, dit gaan nie oor fisieke moeg nie. Ek het geweet genoeg geslaap, ek eet reg al daai, maar ek kon net nie. Ek wou net sit. Ek wou net 'n bietjie in Hmm. stilte net asseblief sit. En dit is iets wat ek dink baie keer mense misverstaan is die konsep van emosionele uitputting, wat dit eintlik is en wat dit kan veroorsaak. Behalwe en dit wat soos jy nou sê van die gevoelens wat jy kan die gedagtes wat jy kan hê. Maar baie Hmm. keer sal mense nie besef dit gaan baie keer oor is jy introvert of ekstrovert? Is jy is jy 'n pleaser? Is jy 'n perfeksionis? Wil jy hê dat jy moet almal net gelukkig wees rondom jou? Sulke goeters kan baie emosionele uitputting veroorsaak. Wel, dis deel daarvan. Ek dink nie dis altyd die geval nie, want ek dink introverte en ekstroverte, of jy nou 'n people pleaser is om soms dalk nogal baie goed is met boundaries. Jy kan jouself net in 'n verhouding bevind wat baie onvoorspelbaar is of baie gespanne is of ek dink waar jy kronies, met ander woorde op 'n langtermyn onveilig voel. So ek dink mense met verskillende persoonlikhede kan dit ervaar, maar dit is dan ook presies wat jy sê, dis nie net 'n emosionele ding of fisiese moegheid nie. Dis dan ook eintlik jou brein en jou senuweestelsel wat herhaaldelik geaktiveer word en dit veroorsaak 'n stresreaksie. So daai amygdala wat ons al baie oor gepraat het, jou brein se alarmstelsel, dit bly in 'n toestand van verhoogde waaksaamheid. So dis heeltyd gereed om gevaar raak te sien binne hierdie verhouding konteks. En weer eens soos jy sê, dit kan met 'n vriend wees en so voort, amper asof jy die heeltyd hierdie onsekerheid het van het ek iets verkeerd gedoen. Maar dan tweedens praat ons ook van die HPA as van die brein, die hypothalamus, die pituitary klier en dan ook die byniere wat kortisol vrystel. En wat natuurlik belangrik is as daar regtig 'n noodgeval is. Maar as hierdie ding die heeltyd aangeskakel is en dit bly kronies reg vir aksie want jy moet nou veilig bly. Dit onderdruk jou immuunstelsel. Dit maak dat jy slegter slaap. Dit benadeel jou geheue en konsentrasie. En dan ek dink die derde gedeelte daarvan is dit het ook 'n impak op jou prefrontale korteks, met ander woorde die rasionele besluitnemende deel van die brein. En dit is hoekom mense baie keer in so 'n verhouding sê ek kan net nie helder dink nie. Ek weet dit is nie gesond nie, maar ek kan nie ophou nie, ek kan nie wegstap nie. En ek dink dit is belangrik, ekskuus, dit is my belangrik om te sê, dit is nie 'n swakheid nie, dit is eintlik iets wat neurowetenskap vir ons verduidelik
dat hierdie dinge is wat met ander woorde in 'n verhouding uitspeel en jou intrek, en dit is eintlik hierdie paradoks wat jy baie keer weet, dit is nie goed nie, maar terselfdertyd word jy amper 'n gevangene binne daardie verhouding. Maar beteken dit dan die antwoord is om te probeer ontsnap, wegkom van die verhouding, of is die antwoord dat jy met iets binne jouself aanwerk om dit te kan beter bestuur? Ja, ek dink iets van beide. Want dis baie keer maklik om die ander persoon te beskuldig dat hulle my so sleg behandel. En ek dink ook dit is baie maklik om uit te wys waar hierdie persoon dalk nou dinge gedoen het wat jy nie van hou nie. Maar ek dink dit is die belangrike gedeelte om te sê, maar waarmee ons begin het, hoekom trek ek hierdie mense aan in die eerste plek? So natuurlik is dit dan hierdie verhouding wat dan jou moegheid meer maak, dat jy voel jy loop op eiers. Maar ons trek ook baie keer mense aan omdat daar iets bekend is vir ons. So die probeer dink weet imago terapie begin, maar daar is 'n baie belangrike gedeelte wat hulle beklemtoon in terme van dat ons siege trek baie keer mense aan om onvoltooide besigheid van ons kinderdae te voltooi. Met ander woorde, dit wat ons aan ons kinderdae beleef het, dit is amper asof ons dan mense aantrek wat bekend is in terme van dit. Kom ons sê byvoorbeeld jy kon nooit jou ouer wat nie daar was nie, die afwesige ouer se liefde wen nie. En as 'n volwassene kan jy nog steeds probeer om liefde te wen by iemand anders wat ook emosioneel onbeskikbaar is. So dis asof jy nog in hierdie ou scenario lewe alhoewel jou lewe aanbeweeg het. En ek dink wat ook baie keer daarmee saamgaan is dat ons het hierdie interne bloudruk wat ons geleer het uit ons kinderdae uit van hoe 'n verhouding moet lyk. So as jy onvoorspelbaarheid in jou ouers se huwelik gesien het, kan dit ook wees dat jy aangetrokke word na onvoorspelbaarheid, want dit is nie alleen bekend nie, maar is opwindend. Die probleem is egter dat daar baie keer baie problematiese verhoudinge ontstaan as gevolg van dit. En as ek kan verwys na die film Gone Girl, wat op die oppervlakte 'n spanningsverhaal is, maar as jy meer sielkundig daarna kyk, dan sien jy dat hier beide karakters in staat is om mekaar se wonde van die verlede te aktiveer. So hulle is nie net slagoffers per toeval nie, hulle het mekaar juis aangetrek omdat hulle mekaar se kwesbaarheid nie alleen goed ken nie, maar dat hulle gereeld dinge doen wat die ander persoon aktiveer. So ons sien dat ons sien die chaos uitspeel in die verhouding, die manipulasie, die obsessie. En dit is baie duidelik dat hierdie verhouding gebou word op onopgeloste trauma van die verlede. En ek dink daar's 'n interessante lyn wat Amy in die film sê op 'n stadium, is dat sy eintlik 'n opvoering gegee het vir Nick van die cool girl, want sy het probeer om haarself weg te steek, wat sy self voel, haar eie weerloosheid, om aanvaarbaar te wees. En ek dink dit is baie keer wat gebeur as ons kyk na emosionele uitputting. Dit is ook om konstante weergawe van jouself voor te hou waarvan die ander persoon sal hou. Dis presies wat ek nou wou sê, want Anton, ek kry die idee dat mense wil dan hulle self wegsteek sodat dit wat hulle nastreef kan daar bly en nie vir hulle los of verwerk nie. En dis natuurlik, dit kom na die eeueoue vraag, wie is ek weer terug? Waar as mens jouself binne in so 'n konteks vasvang, dan is die beste sou mens seker aanraai, gaan leer meer oor jouself, dan saam met 'n sielkundige of wat ook al die paai kan wees wat daar is. Probeer meer oor jouself uitvind om te kan sien waar is jy besig om minder grense in te stel of meer nonsens aan te jaag of te veel toe te laat. En ek dink net wat ek dalk ten slotte wil sê is dat ons idee van ware liefde baie gebaseer is op Hollywood en films, waar daar amper hierdie trauma is wat jy eers moet deurgaan, hierdie geweldige pyn voordat jy mekaar kan vind, en die passie dan wat as jy dan weer by mekaar uitkom. En dit is baie romanties, nê? Maar ek dink dit is ook baie maklik dat ons dan hierdie verwarring onbewustelik kan maak dat liefde saam met pyn gaan. En as jy regtig
deur die pyn en deur die chaos gegaan het, dan is dit regtig ware liefde. Maar ek dink ongelukkig is dit dan weer eens en dit is baie moeilik om hierdie onderskeid te maak in terme van wat is aantrekking as gevolg van dinge uit ons verlede en wat gee vir ons emosionele veiligheid. En die ander deel daarvan net vinnig is dat ek dink ongelukkig sal mense sê maar emosionele veiligheid klink vir hulle baie boring. Stabiliteit, ja, dit is sekerlik belangrik, maar dit is dan so lekker as jy weet hierdie ander persoon gaan nou hierdie impulsiewe ding doen of hy gaan nou net in sy kar klim en ons gaan nou iewers heen ry en dan sy weer dalk vir 2 weke weg. Dit is die opwinding daarvan wat ons kan baie aantrek. Maar ek dink terselfdertyd is dit op die lang termyn daardie opwinding en impulsiwiteit wat baie skade kan veroorsaak as ons ook nie vra wat gee vir ons stabiliteit in 'n verhouding nie, maar natuurlik dan ook soos jy sê in onsself. Ek dink nou sommer simpel, kan jy nou jou verbeel, jy het nou eendag kinders en daar verdwyn die man vir 2 weke en jy's alleen saam met die kinders. Hoe opwindend gaan dit dan wees? Maar in elk geval, mense, indien jy Ja. vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Anton Bemer, hy is kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is by hierdie gesprek. So as jy wil kontak maak, gaan kyk gerus daar. En dankie dat jy gekyk het. Deel die gesprek. Mense weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie. Maar die heel belangrikste, soos altyd, kyk mooi na jouself. Yay! Dit was 'n lekker een Mm. geweest.